slow to anger, and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. On that day when my strength is failing, an end draws near and my time has come, still my soul will sing of your praises, and then the favorite eyes I am on. It's the Lord of my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Zo allereerst die koninkrijk van God, zoek naar gerechtigheid. Wat jullie nodig het, zal die Vader dan vir jullie gee uit sy oorvloed. Koninkrijk van God en sy gerechtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Okay, let's go sit. Goeiemôre almal. Welkom vanmôre ook hier en ek glo en vertrou dat ons almal ook ontmoeting met die Here deur sy Gees en deur sy woord sal hê vanmôre en dat dit vir ons goed sal wees om vanoggend hier saam te wees. Daar's net een aankondiging gevra, ek moet net sê na afloop van die erediens is daar 'n bazaarvergadering in die konsistorie. Almal welkom wat dan ook daar hulle hulp gaan aanbied. Ons gaan so 'n paar oomblikke stil word en dan vra ons vir die Here om vir ons ook met sy woord en sy gees te vul. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus ons Verlosser deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ook 'n loflied saam tot eer van die Here. Ons doen dit staande as ons ook uit volle bors die Here se naam loof en prys en eer. Staan asseblief.
Here onse God, dit is met oortuiging dat ons vanmôre ook hierdie loflied en al die ander liedere wat ons gesing het sing. Want U is 'n goeie en 'n genadige en 'n liefdevolle God. 'n God wat vir ons lief is, veel meer as wat ons ooit kan besef. 'n God wat vir ons lief is tot in die dood, ja, tot in die dood van die eie seun. En daarvoor het ons nie eintlik woorde om ons dankbaarheid te kan betuig nie. Ons is swak, nietige, geneig tot allerlei sonde mense. En tog het U vir ons lief. Tog is U elke oomblik daar by ons deur die Heilige Gees. Tog kom beloof U vir ons, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Tog staan die belofte van die woord vas ten spyte van ons eie sondigheid. Dat as ons Jesus Christus bely as ons Heer en ons Verlosser, dan het ons die reg om kinders van God genoem te word. Here, dit is 'n genade wat ons hoegenaamd nie kan verstaan nie. Maar baie dankie dat U ons deel maak van hierdie genade. Baie dankie dat U ons hierby ingesluit het, sodat ons U liefde, U sorg en bo alles ook U vergifnis elke dag kan ervaar. U het ons in Christus gemaak wie ons is. U het onheiliges verander in heiliges. U het verlorenes verander in verlostes. En daarom kan ons vanmôre nie anders as om U naam groot te maak en U te loof en te prys nie. En as ons dan nou vanmôre ook hier by mekaar is, dan wil ons U woord in ons hande neem. Ons wil dit waag om die woord van die lewende God te lees en dit te oordink. En daarom kom vra ons dat U deur die Heilige Gees van ons gedagtes, van ons verstand besit sal neem in hierdie oomblikke, sodat ons onsself vir 'n wyle kan afsluit van die dinge van die wêreld daar buite, dit wat ons ook met ons saamgebring het kerk toe, sodat ons onbevange U woord kan hoor. En raak ons asseblief aan deur die Gees, sodat wanneer ons hier uitstap, ons met oortuiging kan sê, dit was goed om vanmôre saam met kinders van God die Here se woord te hoor en daaroor na te dink. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou ons skriflesing van môre, die kom uit Johannes 21, daardie baie bekende gedeelte waar Jesus aan sy disippels langs die see van Tiberias verskyn het. Die woorde is ook hier op die skerm as julle dit wil volg, maar ook in die Bybel. Ons het net nou in daardie lied 10,000 Reasons het ons gesing van daar's 'n nuwe sonsopkoms en daar's 'n nuwe begin. En dit is presies wat hierdie gedeelte vir ons vanmôre wil kom sê. Dat met die opgestane Here Jesus gebeur daar iets. En dit wat gebeur is dat hy vir ons nog 'n kans gee. Die opgestane Christus gee vir ons 'n nuwe begin. Dit is die tema van die preek van vanmôre. Maar kom ons lees dan saam daarvan vers 1 tot by vers 19 uit Johannes 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense,
het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was skaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons lees tot daar uit die Here se woord. Ek wil vers 15 net weer uitlig as ons teksvers van môre. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Nou ek lees dat die befaamde Britse eerste minister Winston Churchill mos baie bekend was vir sy kwinkslae en vir sy vinnige antwoorde wat hy altyd vir mense gegee het. En by geleentheid het iemand vir hom gesê dat hy verbaas is dat hy wat Winston Churchill is, een van sy laerskoolgrade gedruip het. Baie vinnig het Churchill hom geantwoord, I never failed anything in my life. I was given a second opportunity to get it right. Nou die gedeelte wat ons vanmôre hier gelees het, is niks anders as waar die opgestane Here Jesus vir Petrus en deur Petrus vir almal van ons ook 'n tweede kans kom gee om dinge reg te maak. Ons lees daar in die woord van die Here vroeër hoe dat Petrus vir Jesus verloon het en hoe dat Petrus eintlik vir Jesus heeltemal gefaal het, hoe dat hy misluk het. Maar nou hier by die see van Tiberias, daar op die strand, kry Petrus 'n tweede kans om dinge reg te kry en om dinge reg te doen. Petrus kry hier die kans om verlos te word van dit wat hom gevange gehou het, van nadat hy die Here Jesus daar in die tuin van die hoëpriester se paleis verloon het. En dit is die opgestane Here Jesus wat vir Petrus
hierdie tweede kans kom gee. Nou, ons weet Jesus het so 'n Vrydag of 2 gelede op daardie tydstip het hy daar tragies aan die kruishout op Golgotha gesterf. En vir die disippels was dit 'n geweldige slag. Die ene wat betekenis gegee het aan hulle lewe was vir altyd weg. En saam met Jesus het ook die doel, hulle lewensroeping gesterf. By daardie sterwe van die Here Jesus het hulle heeltemal vergeet dat daardie tyd toe hy hulle as sy disippels geroep het, hy vir hulle gesê het, ek gaan van julle van nou af disippels van mense maak. Julle gaan nou van nou af vis vang vir Jesus, as ons dit so kan stel. Maar die dood van die Here Jesus het hulle so verpletter dat hulle alles van daardie dinge vergeet het. En dat hulle maar weer teruggegaan het na die ou manier van dinge doen en na hulle ou weë. Hulle was op hierdie stadium wat ons hier lees terug daar waar Jesus hulle gekry het toe hy hulle geroep het. Hulle was weer besig om vis te vang. Maar alhoewel hulle besig was om vis te vang, was hulle nou nie eintlik baie geslaagd in hierdie poging nie. Toe iemand daar van die kant af vir hulle roep en vra, het julle iets gevang? Toe antwoord hulle baie eerlik, nee, ons het niks gevang nie. Gooi net die nette aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry, hoor hulle weer daardie ene van die kant af skree. Toe die nette so vol raak, dat hulle dit nie eintlik eers in die boot kon intrek nie. Toe weet hulle, dis Jesus wat daar staan. Jesus het opgestaan. Nou dink jou vir een oomblik in, wat deur Petrus se gemoed moes maal, toe hy agterkom dat dit Jesus is, wat daar op die strand staan. 3 jaar tevore was hy ook op hierdie einste plek besig om vis te vang. En 3 jaar tevore kon hy ook nie eintlik eers iets wys vir die moeite wat hy gehad het. 3 jaar tevore het hy ook gehoor dat daar vir hom gesê word om die nette aan die ander kant van die skuit uit te gooi. 3 jaar tevore wou die nette ook skeur. So vol was dit van die enorme klomp vis wat daarin was. En op hierdie oomblik kon hy sekerlik ook onthou hoe dat hy 3 jaar tevore gereageer het in daardie oomblikke toe hy vir Jesus gesê het, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Maar hy kon seker net so goed onthou dat die Here Jesus vir hom 3 jaar tevore gesê het, kom saam met my, want ek gaan van jou nou 'n visser van mense maak. 3 jaar tevore het die Here Jesus vir Petrus, wat 'n sondige mens soos elke ander mens was, 'n nuwe begin kom gee. Jesus het hom uitgenooi tot 'n nuwe begin en hy het vir hom 'n nuwe geleentheid gegee om saam met hom sy lewe te lei. En dis met hierdie ding voorop in sy gedagtes, dat Petrus sy hemp aantrek, dat hy oorboord spring, en dat hy hom daar na Jesus toe op die strand haas. En toe hy daar kom, toe vind hy vir Jesus besig om vuur te maak. En as ons nou dit in die oorspronklike taal gaan lees, dan word daar gesê, Jesus was besig om 'n koolvuur te maak. Johannes noem dit spesifiek. Want die vorige keer toe Petrus by 'n koolvuur gestaan het, was toe hy daar in die paleis se tuin van die hoëpriester gestaan het om hom warm te maak nadat Jesus gevange geneem is. Daar by daardie koolvuur in die hoëpriester se paleis
keer vir Petrus gevra of hy vir Jesus ken en 3 keer het Petrus dit driftig ontken. En nou hier by die koolvuur, daar op die strand langs die see van Tiberias, word Petrus nou met sy foute gekonfronteer. Hier by hierdie koolvuur moet hy sy mislukking, die feit dat hy gefaal het, in die oë kyk. Jy sien by die opgestane Here Jesus wat vir ons 'n nuwe begin moontlik maak, moet ons verlede in die oë kyk. Ons moet ons foute en ons moet ons mislukkings voor hom erken. Die waarheid van ons sondes, die waarheid van ons dwalinge kan ons nie voor Jesus verdoesel nie. Dit moet uitkom. Dit moet aan God bely word. Daardie blink maskers waarmee ons so maklik lewe, dit moet van ons gesigte afgehaal word. Ons moet onsself regverdig voortdurend voor die Here bely. En kom ek sê nou vir julle, dit word vir ons baie maklik om eintlik met ons maskers saam te lewe. Dit word later eintlik 'n lewenswyse. Ek lees van John Ortman wat vertel van die dieretuin wie se gorilla gesterf het, en omdat hulle swaar gekry die dieretuin en nie meer ander gorilla kon bekostig nie, het hulle 'n man gehuur en vir hom 'n gorilla pak aangetrek en hom gevra om dan nou soos 'n gorilla daar in die dieretuin op te tree. Maar baie gou het hierdie man moeg geword daarvan om maar net soos 'n gorilla rond te sit en die hele dag piesangs te eet. En hy het begin om toertjies te doen. Hy het begin rondswaai en het begin bolle makiesie slaan en dit het later eintlik al hoe lekkerder geword, tot op een dag wat hy nog so aan die tak swaai en die tak breek en hy in die leeuhok langs sy hok val. En beangs het hy opgestaan en het weggehardloop terwyl hy die knope van sy gorilla pak oopknoop om vinniger te hardloop en hy het beangs geskree. Tot sy verbasing dat die leeu vir hom teruggeskreeu het, stop jou gegil, jy gaan maak dat albei van ons werk verloor. Jy sien, om vermommings te dra is vir ons baie maklik. Ons kan ons skuld so probeer wegsteek dat dit eintlik deel word van ons lewe. Ons kan voorgee dat ons gelukkig is. Maar intussen dra ons dalk 'n diep hartseer met ons saam. Ons kan voorgee dat ons 'n diep en 'n innige verhouding met die Here het. Maar intussen leef ons ver verwyderd van hom. Ons kan voorgee dat dit goed gaan in ons huwelike, dat dit goed gaan in ons verhoudings, dat dit goed gaan by die werk, maar intussen is ons hier binnekant dolleeg. Om 'n nuwe begin te maak, is dit nodig om die maskers af te haal. Want om 'n nuwe begin te maak, vra dat ons voor die opgestane Here Jesus gaan staan, hierdie maskers van ons afhaal, ons foute in die oë kyk, en om dit met die Here uit te sorteer. Petrus staan hier by hierdie koolvuur daar langs die see van Tiberias en hy onthou sy grootste mislukkings. Hy onthou hoe hy eendag op die see geloop het, maar hoe dat hy van vrees gesink het. Hy onthou hoe dat hy eendag in sy arrogansie en in sy verwaandheid probeer om die Here Jesus te verhinder om die pad te stap waarvoor hy na die wêreld toe gekom het en toe moes aangespreek word as Satan om agter die Here Jesus weg te gaan. Hy onthou dat hy 'n soldaat se oor afgekap het.
en daaroor deur Jesus aangespreek is. Maar daardie aand, langs die koolvuur daar in die tuin van die hoëpriester se paleis, was die grootste mislukking van sy lewe. Daardie aand, toe hy Jesus 3 keer verloon het. En ek dink Petrus het gereken, dat dit wat hy daardie aand gedoen het, onverskoonbaar is. Dat dit eintlik onvergeefbaar is. Nou, hier langs die koolvuur by die see van Tiberias, is Jesus en Petrus vir die eerste keer weer alleen. En Petrus is heeltemal reg vir hierdie bestraffing wat kom, want hy verdien immers elke kwade woord wat na sy kant toe kom. In plaas daarvan kom daar 'n vraag wat deur Petrus se hart sny. Petrus, het jy my lief? Hoor mooi. Hier word nie vir Petrus gevra, is jy jammer oor wat jy gedoen het nie. Hier word nie vir Petrus gevra, beloof jy dat jy my nooit weer in die steek sal laat nie. Hier word nie vir Petrus gevra, sal jy van hier af harder probeer nie. Die vraag is hartdeursoekend, het jy my lief? En dan antwoord Petrus, ja Here, U weet dat ek U lief het. En Petrus wil hier eintlik maar soos almal van ons kom sê, Here, U weet dat ek U lief het, wanneer ek helder kan dink. Maar ek moet nou bely, daar's baie kere in my lewe wat ek so selfbehep is, waarin ek so gerig is net op my eie belang en my eie behoeftes, dat ek so vol vrees en vol selfsug leef, dat ek dit eenvoudig nie reg kry om U regtig waar lief te hê nie. Dat ek eintlik totaal en al skoon van U vergeet. Here, ek kan U eintlik nie op hierdie oomblik in die oë kyk nie, want ek is dit nie werd nie. Een wonderlike Chinese gelowige, Watchman Nee, vertel van 'n man wat by geleentheid na hom toe gekom het, 'n man wat eintlik maar nog jonk in die geloof was, en wat baie ontsteld vir hom gesê het, maak nie saak hoe hard ek bid nie, maak nie saak hoe hard ek ook al probeer nie, ek kan net nie getrou bly aan Jesus nie, dit is eenvoudig verby met my. Hierop het Watchman Nee hom geantwoord en vir hom gesê, sien jy daar die pragtige hond van my? Hy mors nooit, hy's uiters gehoorsaam, hy verskaf my net vreugde. En daar in die kombuis, is my baba seun. Hy mors met sy kos. Hy gooi dit rond. Hy maak sy klere vuil. Maar wie van daai twee is my erfgenaam? Nie my hond nie, maar my seun. En jy is Jesus se erfgenaam, omdat hy vir jou gesterf het. So lief het hy vir jou. En dis presies die les wat Jesus hier besig was om vir Petrus te leer. 3 keer herhaal die opgestane Here Jesus hierdie proses, want hy wil vir Petrus totaal en al van sy skuld verlos. 3 keer het Petrus by die koolvuur in die hoëpriester se paleis vir Jesus verloon. 3 keer verklaar hy hier by die koolvuur by die see van Tiberias sy liefde vir Jesus. 3 keer kon die opgestane Here Jesus vir Petrus 'n nuwe begin gee.
3 keer kom sê hy vir Petrus, kom terug op die speelveld. Laat my skape wei, laat my lammers wei, want ek het jou nodig. Nou moet ons daarom erken vanmôre dat hierdie optrede van die Here Jesus is totaal anders as hoe die wêreld optree en hoe ons gewoond is. As iemand in 'n wedstryd 'n rooi kaart kry, is sy wedstryd verby. As iemand nie volgens die reëls speel nie, moet hy daarom die toegepaste straf daarvoor uitdien. Iemand in hierdie wêreld moet daarom telling hou van al die ongeregtighede. Ons moet daarom seker maak dat daar straf sal kom vir die oorlog in die Oekraïne, dat daar straf sal kom vir dit wat in die Gaza-strook gebeur. Ons moet daarom seker maak dat die ongeregtighede van die ontheemding van al die mense in die Sudan, dat dit aangespreek kan word. Iemand in hierdie wêreld moet daarom die geregtigheid afdwing vir al die moord en die doodslag en die korrupsie wat daar aan die orde is. Iemand moet daarom die gevolge dra van die gesinsgeweld, wat die onregverdige optredes by die werk waarin ons blootgestel word. Die onmin wat daar tussen mense is, wat ons so maklik saai. Anders maak niks meer sin nie. Anders, so sal ons dink, is God self nie eintlik meer geloofwaardig nie. Die Bybel vertel vir ons dat iemand wel daarvoor ingestaan het. Iemand het die gevolge hiervan gedra. Iemand het God se heilige toorn oor alles wat verkeerd is in hierdie wêreld en wat deur die sonde veroorsaak is, gedra. Daarvan is die kruis op Golgotha die bewys. Sien, die kruis op Golgotha is die plek waar God se heilige behoefte om die sonde te straf, maar die vuur van sy liefde vir ons mekaar ontmoet het. Golgotha is die plek waar God eintlik self die straf gedra het vir die sonde van Petrus en van ons. Daardie sonde, daardie straf wat op ons moes neerkom, het God eintlik aan die kruis op Golgotha self gedra. Die kruis staan vir God se reaksie op die verwoesting wat die sonde veroorsaak. Maar die kruis staan ook vir God se liefde vir sondaars. God se onblusbare behoefte om ons te verlos. En daarom tas hierdie nuwe begin wat Jesus vir Petrus gee, hoegenaamd nie God se integriteit aan nie. Ons onbetaalbare skuld voor God is deur God self betaal aan die kruis op Golgotha. Maar die leë graf en die opgestane Here Jesus, dit staan ook vir 'n nuwe begin wat vir elkeen van ons moontlik is. Kyk maar net wat 'n wonderlike nuwe begin kon Saulus maak nadat hy hom in die opgestane Here Jesus vasgeloop het daar op die pad na Damaskus. Nou weet ek nie wat elkeen van julle se situasie vanmôre hier is nie. Maar ek weet dat Jesus gereed staan vir elke ene van ons om aan ons ook 'n nuwe begin te gee. En dit maak vanmôre nie saak of ek en jy dink dat ons die spoor eintlik al so byster geraak het dat God niks meer met ons te doen wil hê nie. Hy staan gereed om vir elkeen van ons 'n nuwe begin te gee. Onthou jy daar die moordenaar aan die regterhand van Jesus aan die kruis? Hy is juis vir ons die bewys dat geen mens ooit so verlore is, dat God nie meer
vir hom verlossing wil gee, dat daar nie 'n nuwe begin by God moontlik is nie. En daar langs die koolvuur by die see van Tiberias het Petrus juis die wonder daarvan ervaar. En ons wat nou leef hier in hierdie tyd na die opstanding van ons Here Jesus, ons word voortdurend daaraan herinner dat ons skuld voor God aan die kruishout op Golgotha klaar betaal is. Ons word voortdurend daaraan herinner dat die oop graf van ons Here Jesus juis die teken is dat ons van nou af meer as oorwinnaars is, wat elke dag, elke oomblik die geleentheid kry tot 'n nuwe begin saam met God. Die opstanding van die Here Jesus maak juis daar die nuwe begin vir ons moontlik. In die woorde van Churchill kan ons sê dat die opstanding van die Here Jesus gee vir ons 'n nuwe geleentheid, 'n tweede kans om 'n lewe saam met Jesus reg te kry. En dit is eintlik onbeskryflik groot genade. Amen. Here onse God, ons besef van môre, ons is dit hoegenaamd nie werd om 'n nuwe begin te kan maak nie. Ons is dit hoegenaamd nie werd om voor U te verskyn nie. Ons is alle straf waardig. En tog het U gekom om ons straf te dra. En hoor ons vanmôre die wonder van hierdie genade, dat U na ons toe uitreik, juis om vir ons 'n nuwe begin te kom gee. En ons kom vanmôre, Here, met dit wat ons dalk al so lank met ons saamdra, ons skuld, ons sonde, ons optrede, ons doen en late, ons ingesteldheid, ons gesindheid. En ons kom staan voor U, en ons wil daar die masker afhaal, en ons wil bely, Here, ons is sondig tot in murg en been. Maar dan kom omarm ons vanmôre ook U genade. Dan kom maak ons dit vanmôre op onsself van toepassing, ons eien dit vir onsself toe. As U na ons toe uitreik en vir ons sê, leef van nou af tot die eer van my naam. Gaan leef ook in die wêreld daar buite, op so 'n manier dat daar gesien kan word dat jy aan my behoort. Ons weet, Here, hierdie nuwe begin is net moontlik wanneer U deur die Heilige Gees vir ons daartoe help, en daarom kom stel ons onsself ook oop vir die werking van die Gees. Ons vra, Here, dat ons in hierdie tyd waarin ons die opstanding van ons Here Jesus herdenk, ook sal leef as mense wat nuut begin het, oorbegin het, deur ons verlossing elke oomblik gestalte te gee. Ons wy onsself aan U toe, en ons vra, Here, lei ons, sodat ons altyd sal lewe tot die eer van U naam. En ons bid dit ook, net uit genade, in Christus se naam. Amen. U kry geleentheid om die Here met U offergawes te verheerlik.
Here, U is die gewer van alle goeie gawes. U oorlaai ons met seëninge so oorvloedig. En wanneer ons dan vanmôre ook ons dankoffer na U toe bring, dan is dit om maar net so ietsie van dit wat ons uit U hand ontvang, vir U terug te gee vir U koninkrykswerk in hierdie wêreld. Seën dit, Here, en dat dit gebruik word tot die eer van U naam. Amen. Ons gaan afsluit as ons die baie bekende lied 421 sing, die Here Jesus lewe. Hy het die dood oorwin, met krag is hy oorwinnaar. Ons toekoms, 'n nuwe begin, het begin. En as ons die tweede vers ook sing, dan word ons daar ook herinner, daar staan, laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin, hy gee betekenis weer aan ons lewe. Die opgestane Here Jesus gee vir ons 'n nuwe begin. Kom ons sing die 3 verse van hierdie lied so saam. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin, met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy klaar ons weg gebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar, hy heers daar as 'n koning, ons word hier onbewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. Die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal, hy sal ons dan laat dans het, hy sy Messias maal. Kom laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing, en saam met ons wat lewe, aan hom die hulde bring. Ontvang dan die seën van die Here, gaan leef tot sy eer. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou genadig wees en tot jou redding verskyn. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. 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 Lewe my gestuur het in die wêreld, so stuur ek jou dat ander God kan ken. Gaan jy dan heen, gaan bring die blye boodskap, so stuur ek jou die mense my te wen. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou. Wat soek julle? Okay. Want ek weet jy het 'n bottel een van die tyd agtergebly.
Dankie Dominee.